Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek is besig in 'n reeks oor die spreek in ander tale en dit is 'n baie kontroversiële en 'n baie omstrede onderwerp. Want daar's baie debatte wat daar gevoer word, daar's baie onkundigheid in ons kerke en baie misleiding. En daarom gaan ons vandag gesels oor die doping met die Heilige Gees en is die tale die bewys daarvan. Met ander woorde, as jy gedoop is met die Heilige Gees, moet jy in tale praat, en as jy nie in tale praat nie, dan is jy nou nie gedoop met die Heilige Gees nie. Ek gaan vir jou 'n paar videoklips speel, ons gaan daaroor gesels, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou in die charismatiese kringe, Pinkster charismatiese beweging, is die algemene siening dat die doping met die Heilige Gees gepaard moet gaan met die spreek in ander tale. Is dit werklik die geval? Want daar is baie twyfel in baie gelowiges se harte, onkundige gelowiges wat in charismatiese kerke sit, Pinksterkerke sit, dat hulle nou nie hierdie taal praat nie, en daarom is hulle dalk nie vervul of gedoop met die Heilige Gees nie. Maar ons moet die boek van Handelinge, wat die oorgangsfases van die ou bedeling na die nuwe reg verstaan. Dis nie iets wat preskripte van wees nie. Dis iets wat dit word beskryf. Dis 'n beskrywing wat gebeur het daai tyd. Dit beteken nie dit gaan vandag weer gebeur nie. Die uitstorting van die Heilige Gees het eenmalig plaasgevind, dit gaan nie weer gebeur nie. Die teken dat hulle die Gees ontvang het, was die spreek in tale, dit gaan nie weer gebeur nie. Ons ontvang vandag die Heilige Gees deur geloof by die wedergeboorte, en dit is nie, daar's nie 'n teken van tale wat dit moet bewys vir jou nie. Want dan is daar baie mense, veral in die gereformeerde kringe, wat nie gered is nie en wat nie die Heilige Gees doping het nie, want hulle praat dan nie in tale nie. Dis absoluut onskriftuurlik. Kom ons gaan luister wat sê Daniel Long van Long Vertroef daaroor. Now there's this idea within the charismatic church that the gift of tongues is for everyone, right? And they get this idea goes actually all the way back to Charles Fox Parham, because Parham taught his students that the evidence that one had been baptized by the Holy Spirit or in the Holy Spirit was speaking in tongues. So if you wanted to know for sure whether you had received the baptism of the Holy Spirit, you spoke in tongues. That was the evidence right there. That you've been baptized in the Holy Spirit when you speak in tongues. Nou, dit is absoluut waar wat hy sê. Dis wat geglo word in hierdie beweging, die charismaties en die Pinksterkerke, en so baie mense word mislei daardeur en glo werklik hulle het nie die Heilige Gees of die doping met die Gees nie, want hulle praat nou nie in tale nie. Maar weer eens die boek van Handelinge en die gebeure wat daar plaasgevind het, dit word nie in ag geneem nie, en hierdie mense gryp terug na die Azusa Street Revival, waar mense nou gedoop is met die Gees en in tale gepraat het, en op 'n geleentheid gaan ons bietjie 'n onderwerpie daaroor doen. Maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van 'n leraar wat sy mening gee oor die doping met die Gees en dat jy in tale moet praat. Kom ons gaan kyk. En is so wonderlik dat die woord van die Here dit sê, en ek het gewonder, moet ek nou of moet ek nie, maar ek dink ek gaan dit tog doen, deur vir u te sê, nou word hierdie sprake teken van die Heilige Gees krag vulling afgewater deurdat mense sê, man, dis nie die enigste bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het. As jy die vrug dra, beteken dit ook jy die Heilige Gees. Nou kom ek sê dadelik, jy dra die vrug van God se Gees, omdat Jesus jou gewederbaar het. Maar as jy nie die krag van God se Gees in jou lewe het nie, gaan jy sukkel om die vrug gedra te kry. Ek hoop dit maak sin, ek hoop nie ek verwar nie, want dis nie my doel vanaand om jy te verwar nie. So, as ek die woord van die Here bestudeer, dan bly ek by God se woord wat sê, dat wanneer God se Gees my doop in die krag, dan is die teken daarvan die spreek in 'n vreemde taal. Dit was van die begin af so, dit word in die Bybel so bevestig, en daarom glo ek dit steeds. Ek het so rukkie terug, en ek gaan nou maar niks name noem, en niks provinsies noem, en dorpe noem nie.
het ek ingeskakel op 'n YouTube, wat noem mense, boodskap of iemand van 'n betrokke pastoor. En hy maak hierdie stelling onomwonde om te sê dat dis oudtyds om te glo dat dit net die spreektaal is wat die bewys van die Heilige Gees dooping is. Dit is baie duidelik dat hy absoluut die gebeure in die boek van Handelinge as prescriptief sien. Dit het daai tyd gebeur, ek glo dit vandag steeds. Dit is nie die geval nie, want hulle is onkundig wat gebeur het in die boek van Handelinge. Maar kom ons gaan kyk wat hy sê, dat mense die taal en spraak teken afwater, deur te sê dat dit nie die enigste bewys is dat jy die Heilige Gees ontvang het nie, en dat vrugdra ook 'n teken is en so meer. En dan bevraagteken hy. Dan kom hy en hy maak 'n onderskeid. Jy moet mooi hoor wat hierdie mense leer. Hy maak 'n onderskeid tussen die wedergeboorte en die doping met die Gees. Onthou, in die charismatiese Pinksterkringe word geglo dat die doping met die Heilige Gees 'n second blessing is. Ek weet nie wat dit al ooit gehoor het nie, maar hulle glo dis 'n second blessing, en dan moet tale te sprake wees, anders het jy nie die second blessing ontvang nie. Ons ontvang die Heilige Gees by die wedergeboorte, dan ontvang ons die krag van die Heilige Gees, en jy moet dit uitleef. Jy moet elke dag vervul word met die Heilige Gees. Die doping met die Gees wat op Pinksterdag plaasgevind het, of die vervulling daarvan, was absoluut dat jy die Heilige Gees ontvang het as persoon in jou lewe, want hy het nooit voorheen in mense gewoon nie, selfs nie die disippels nie. Maar op Pinksterdag met die uitstorting kom woon hy vir die eerste keer binne in mense. En die teken daarvan was dat hy ingekom het in jou lewe, is die teken dat tale gegee was, en dit was 'n aardse taal, nie gibberish of 'n prayer language nie. Goed. Hy sê dat 'n pastoor gesê dis oudtyds om te wil sê dat dit net die spreektaal is dat jy die Heilige Gees ontvang het. Nou, die spreektaal is nie vandag die bewys dat jy die Heilige Gees ontvang het nie. Dis wat baie mense dink. Baie gelowiges en baie denominasies het die Heilige Gees sonder hierdie teken. Gaan kyk maar, is daar in baie van ons gereformeerde, ons NG, is daar mense wat waarlik gered is, maar hy praat nie in tale nie. Wil u nou sê dat daardie mense het nie die Heilige Gees ontvang nie? Absoluut absurd. Dit is onskriftuurlik en dit is skettery, deur te wil beweer dat jy moet in tale praat as teken. Kom ons gaan kyk na sy volgende videoklip, waarin hy dit verder verduidelik, maar ek gaan hom so 'n bietjie terugspeel, waar hy begin by die pastoor wat gesê dis oudtyds, en dan gaan hy skrifgedeeltes gebruik, totaal buite konteks om sy siening te probeer staaf. Kom ons gaan luister daarna. Ek het so rukkie terug, en ek gaan nou maar niks name noem, en niks provinsies noem, en dorpe noem nie, het ek ingeskakel op 'n YouTube, wat noem mense, boodskap of iemand van 'n betrokke pastoor, en hy maak hierdie stelling onomwonde om te sê dat dis oudtyds om te glo dat dit net die spreektaal is wat die bewys van die Heilige Gees dooping is. Ek weet nie. Nêrens in my Bybel lees ek dat God dit herroep nie. Kom ons gaan kyk inteendeel. Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Handelinge 10 vers 46 sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Lank na die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 19 vers 6 en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en begin profeteer. Nou ja, hierdie man gryp na skrifgedeeltes in Markus 16 vers 17, Handelinge 10 vers 46 en Handelinge 19 vers 6. En hy gebruik dit buite konteks om die talespraak as bewys te gee vir die doping met die Heilige Gees. Nou ja, konteks is altyd belangrik. As jy die konteks van die skrif nie verstaan nie, gaan jy die Bybel nie verstaan nie. Daarom is Bybelstudie so belangrik. Daarom is jou tyd in die woord so kosbaar om te gaan kyk wat die skrifte leer aangaande die waarheid wat die Heilige Gees alleenlik kan gee in ons harte. Maar kom ons begin dadelik met die eerste skrifgedeelte in Markus 16 vers 17. Nou, hierdie skrifgedeelte is vervul op Pinksterdag
Handelinge 2 vers 4. Jesus het vir hulle gesê, vir die wat glo het, met nuwe tale sal hulle spreek, en daardie tale het gekom. Dit is absoluut glossa, dis aardse tale. Mense het dit verstaan, dis nie 'n prayer language wat ontvang is nie, soos die Pinksterkerk en die charismate leer nie, wat hier vandag in die video's gaan sien wat ek nog gaan speel nie. Maar baie interessant is dat hierdie mense, Markus 16 vers 17, nie heeltemal alles lees wat daar staan nie. Jy sal hoor dat hulle praat oor die nuwe tale en die duiwels wat ons sal uitdryf, maar gou vergeet hulle dat hulle slange sal opneem en dat hulle iets dodeliks sal drink en selfs siekes op die hand op siekes sal hê, wat nie altyd gebeur in ons kerke nie. So beteken dit dat nou mense wat dit nou nie reg kry nie gered is nie. So hulle laat hierdie skrifgedeeltes uit van die slange opneem en iets dodeliks drink. En ons weet dit met Paulus gebeur toe 'n adder hom in die hand gebyt het en hom in die vuur afgeskit het. Dit was die tekens wat Jesus gepraat. En hy het nie gesê elke individu, nie elke mens het slange opgeneem nie. Dit het met Paulus gebeur, ek weet nie van iemand anders nie. Maar dit gebeur nie met elke individu nie. Hy sê daar sal mense wees, mense wat glo, hulle sal dit sal hulle doen in my naam, sal hulle duiwels uitdryf. En hierdie tipe goed sal gebeur. Maar is baie opvallend dat hulle gou-gou hierdie goed weglaat, want hulle kan dit nie doen nie, want dan as 'n slang hom nou byt en hy sterf, dan was hy dalk nooit gered gewees nie. So baie interessant. Maar kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Handelinge 10 vers 44 tot 47 wat hy ook natuurlik aangehaal het. Kom ons gaan lees dit. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, met ander woorde, hy het die evangelie gebring, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Wat se woord? Die evangelie. En die wat geglo het. En die gelowiges uit die besnydenis, die Joodse gelowiges, wat almal saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Hulle kon nie glo dat God ook die heidene sou red nie. En kom ons gaan kyk wat het gebeur met hierdie heidene. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek, nie bid nie, nie 'n prayer language nie, en God groot maak. Met ander woorde het gehoor hoe hulle in tale bid, soos in Handelinge 2 vers 4. Hulle het dit verstaan, want Paulus sê, hierdie mense het ook soos ons die Heilige Gees ontvang. Wanneer het Petrus die Heilige Gees ontvang? Op die dag van Pinkster. En hulle het in tale gepraat, en dit was aardse tale geweest. Hoe kan jy God groot maak, en hoor hoe iemand God groot maak, maar dit is 'n gibberish taal. Kan jy verstaan? Dit maak nie sin nie. Nou sê Petrus, hy sê, niemand kan tog die water weer, met ander woorde, wat beteken dit? Dit verhinder dat iemand gedoop moet word nie, dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Wat het gebeur met hulle? Hulle het die Heilige Gees ontvang en in tale gepraat. Dis nie 'n second blessing nie. En daarom is hierdie mense se onkunde baie groot, en moet jy versigtig wees na wie jy luister, as dit kom by hierdie tipe van, die doping met die Gees en die spreek in tale en so meer. Wees baie versigtig. Handelinge 19 vers 1 tot 6, dieselfde geval wat daar gebeur het. Hierdie mense het nie eens geweet daar's 'n Heilige Gees nie. Hulle was disippels van Johannes gewees, en hulle was ook gedoop met die doop van Johannes, maar hulle het nog nooit die Heilige Gees ontvang nie. En toe hulle ontvang, toe praat hulle in tale en geprofeteer. Baie duidelik. En dis die teken daarvan. Kom ons gaan luister nou na 'n videoklip van 'n leraar wat beweer dat wanneer jy die Heilige Gees doping of vervulling ontvang, jy 'n prayer language ontvang, 'n gebedstaal, en dat as jy nie die vervulling, as jy die vervulling met die Gees het, moet jy in tale kan praat. Kom ons gaan luister wat hy sê, en dan gaan ons daaroor gesels. In die eerste plek praat ons dan vanaand oor om ons, dat die Heilige Gees is uitgestort om my en u persoonlik as individue te stig en te bou. So sê vers 4 sê A-gedeelte vir ons, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. Reg deur die Bybel, kan jy maar gaan kyk in Handelinge, reg deur die boek Handelinge waar mense gevul was met die Heilige Gees, was daar een uitsluitlike teken, wat by al die kere waar daar mense vervul is met die Heilige Gees, kom hierdie teken na vore, en dis die spreek in ander tale. En daarom kan ons nie sê, ek is gevul met die Heilige Gees, as ek nie bid in tale nie. Wanneer jy as individu gevul word met die Heilige Gees, dan gee die Here aan jou
'n gebedstaal of tale? Nou ja, daar word baie duidelik teruggegryp na die boek van Handelinge en ander gedeeltes en hy sê natuurlik dat die uitstorting van die Heilige Gees is daar om die gelowige te stig en so meer. Die uitstorting van die Heilige Gees het een uitsluitlike doel gehad, dat die Heilige Gees in mense kom woon het, wat nie voorheen die geval was nie, en toe hy in hulle kom woon het, is die doping met die Gees daar plaasgevind, of die vervulling. En die teken daarvan was die spreek in tale, nie die bid in tale nie, die spreek in tale, en dit was nie 'n prayer language of 'n gebedstaal soos hy sê nie, maar dit was die teken dat gelowiges die Gees ontvang het, of selfs ongelowiges wat tot redding gekom het, hulle het ook die Heilige Gees ontvang en het in tale gespreek. En dit was descriptief geweest. Dis nie iets wat vandag weer gaan plaasvind nie, maar die Pinkstermense glo dit, en hulle sê absoluut, dis wat gebeur, jy moet in tale praat, want as jy nou die Heilige Gees vervulling ondervind, dan gee God in jou 'n gebedstaal. Dit is nie die geval nie. Dis absoluut, hulle gryp na 1 Korintiërs 14, totaal buite konteks, en gebruik een skrifgie wat natuurlik betrekking het op die gemeente, wat binne in die kerk moet gebeur. Want in die kerk bid jy en sing jy in tale, of jy sing in jou taal, die taal wat Afrikaans of Engels of wat ook al het mag wees, maar as mense wat dit nie verstaan nie, en daarom moet dit uitgeleef word aan hulle. Hulle moet weet wat jy gesê het, want hoe sê Paulus in 1 Korintiërs 14, hoe sal iemand amen kan sê, of dit kan bevestig, as hulle nie verstaan is wat jy sê nie. Hy sê, daarom moet dit uitgeleef word. Hierdie is nie 'n prayer language wat jy ontvang, en dis 'n gibberish taal, en jy gaan nou hoor hoe klink daai tale, maar kom ons gaan kyk verder wat hy sê, die groot ding is hier, hulle gryp terug na die boek van Handelinge, en dis nie prescriptief nie. Dit was net 'n beskrywing wat gebeur het, en ons ontvang vandag die Heilige Gees deur geloof. Nou kom ons gaan luister na die volgende leraar, Henry Wilson, en hoor wat is sy mening oor die spreek in tale, en jy gaan sien is dieselfde. Die dinge wat gebeur, jy ontvang krag, gaan jou lewe verander. Jy gaan vrymoedig raak, soos ek gesê het. Jy gaan begin getuig. As jy dit nie doen nie, ekskuus, maar ek moet dit sê, dan bevraagteken ek jou doping met die Heilige Gees. Die tweede ding is, jy ontvang hemelse tale. Die Bybel sê, toe hulle vervul was met die Heilige Gees, die volgende ding wat gebeur het, hulle het gepraat in nuwe tale. En ek verstaan nie wat ek sê nie, maar God verstaan, en ek bid elke keer in sy perfekte wil. En nou is daar tye wat ek nie weet wat om te sê nie, dan bid ek maar net in tale, want dit is so kragtig, dit is soos kragtige medisyne, and the devil becomes nervous, hy haat dit, want hy weet nie wat ek bid nie. Hy verstaan dit nie. En nou kan ek nie verkeerd bid nie, want ek bid in die Gees. Let op, God is Gees. En die wat hom aanbid, moet dit doen in Gees en in waarheid. Daar is baie groot onkunde in ons Pinkster charismatiese kerke oor hierdie leerstelling, die doping met die Gees en die spreek in ander tale. Nou dit is baie duidelik dat hy gesê, die doping met die Heilige Gees, dan ontvang jy krag en nuwe tale. Ek stem 100% saam, dat jy krag ontvang, dat jy vir hom 'n getuie sal wees, in die hele wêreld sê vir hom 'n getuie kan wees. En hoe het hulle dit gedoen? Deur die tale wat God gegee het, wat hulle kon verkondig, die evangelie kon verkondig het mee, onder mense wat nie daai taal verstaan nie, maar in hulle eie taal nou verstaan. Maar hy sê nee, toe hulle die Heilige Gees uitgestort was, en die vervulling daarvan, toe hulle in hemelse tale gepraat. Is dit nie onkundig nie? Wat het gebeur op Pinksterdag? Hierdie mense het nie in 'n hemelse taal gepraat nie. Hulle het gepraat in 'n aardse taal. Mense het hulle verstaan in hulle eie moedertaal. En dis vandag nog die geval. As dit sou wees dat ons in 'n taal sou praat, sal dit wees met die doel om die evangelie aan iemand te verkondig,
of as iemand jou nie verstaan nie, in sy eie taal te kan vertel van Christus en van sy liefde en sy genade. Dis daarvoor. Dis nie 'n prayer language, en net gehoor hoe bid hy in daai prayer language, dis so 'n gibberish taal, hy verstaan dit nie, en dan glo hy, dis absoluut wat die Bybel leer, en dit is nie die geval nie. Hy sê die duiwel raak sien nie weeragtig, want hy verstaan dit nie. Nou die duiwel het tog 'n hemelse taal gepraat, so hoekom verstaan hy dit nie? Die duiwel was in die hemel gewees, hy was die engel gewees, en hy het engele tale verstaan, hy het 'n hemelse taal verstaan, hy het nie daardie verloor nie, hy verstaan steeds hemelse tale of engele tale van engele, maar hierdie is 'n taal wat hy nie verstaan nie, want niemand verstaan dit nie, die duiwel verstaan dit nie, ek glo God verskud net sy kop en wonder wat praat hierdie mense, want dis 'n gibberish taal, dis 'n taal wat nie bestaan nie, want glossa is 'n aardse taal, en God verstaan alle tale. Die duiwel verstaan jou taal, hy verstaan alle tale ook. Dis hoekom hy mense kan mislei. Maar hierdie mense glo absoluut dat hierdie is 'n hemelse taal, is 'n prayer language wat nie bestaan nie. Absoluut totale onkunde. Dan sê hy, wanneer ons dan in die gees bid, dan bid ons op volmaakte taal. Dan bid ons nie verkeerd nie. En dan gebruik hulle dikwels skrifgedeeltes, soos Romeine, ek dink is in die boek van Romeine praat hy daarvan, wanneer die gees ons intree met onuitspreeklike sigtinge, Judas 1:20, wanneer ons in die gees bid, en hulle glo dis 'n prayer language, dit is nou absoluut die taal. Maar wat is bid in die gees? Kom ons gaan kyk. To say that we must worship God in spirit means, among other things, that it must originate from within. Met ander woorde, dit is 'n gebed wat uit die diepte van jou hart kom. From the heart, it must be sincere, motivated by our love for God and gratitude for all He is and has done. Worship cannot be mechanical or formalistic. En dis wat hierdie mense, hulle glo dat daai is 'n hemelse taal, en jy kan nou in 'n prayer language bid, dit staan nie in die Bybel nie, en word dit totaal mislei. Hierdie man het nou in 'n gibberish taal gebid, en hy glo dis absoluut kragtig. Daar's geen krag daarin nie, en hy glo dit is. Maar absoluut die onkunde is baie groot. Goed, ek gaan afsluit. Die doping met die Heilige Gees volgens die skrifte is om die Heilige Gees te ontvang met krag tot 'n getuienis in die hele wêreld. Jy ontvang die Heilige Gees, jy ontvang nou krag van die Heilige Gees om vir hom te lewe, om die evangelie vir hom te bring, en dit is waaroor dit gaan. Daar is soveel tekens dat ons die Heilige Gees ontvang het. Die tale het slegs as 'n teken gedien vir die ongelowige Jode tydens die oorgangsfase in die boek van Handelinge. En dis wat ons moet verstaan hieruit. Dis baie duidelik. Nou die waarskuwing om nie mislei te word nie, is 'n ernstige waarskuwing. Want baie mense glo, hulle praat in hierdie gibberish taal, dan dink hulle dis die Gees van die Here wat hulle in daai taal gegee het. Dis absoluut onkunde. Mag die Here ons help en ons lei deur die waarheid van sy woord, om tot die konteks en die ware betekenis te kom van wat tale spreek werklik is. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën.